Goeiemôre uit 'n baie nat Botawil uit. Dit is vir my baie interessant. Dis die derde keer dat ek nou begin om hierdie opname te doen. En elke keer is dit asof die vyand net my keer. En dit laat my net besef hoe belangrik is vanoggend se opname vir my en jou. Nou hierdie gaan oor die woord van die Here wat sê: wie het beheer oor my en jou se elke dag se lewe, ons besluite, ons optrede, dit wat ons sê en doen? En wat is so belangrik vir ons om te besef? Wat ons keuses is. Nou ek en jy ken die woord van God en ons het baie skrifte wat ons kan quoteer die oomblik as dit nodig is, en ons het die woord van God in ons lewe. Maar het die woord van God ons? Dit wil sê, leef en manifesteer die woord van God deur ons in ons elke dag se lewe, of ons dit agterkom of nie. Nou, as ons kyk na die vyand se groot fokus hier op aarde, dan kyk ons na 'n vyand met 'n klomp wapens wat ons aanval, wat 'n klomp goed in ons lewe doen. En ons kyk na geestelike oorlogvoering, wat gevegte is met magte wat nie doodgemaak kan word nie, wat nie fisies uitgehaal kan word nie. En ons moet besef dat as ons praat van oorlogvoering, dan praat ons van wie het beheer oor my. En as ons kyk na die skrif in Openbaring 12 vers 7 tot 8, is dit 'n baie belangrike ding. And war broke out in heaven. Michael, the archangel, and his angels waging war with the dragon. The dragon and his angels fought, but they were not strong enough, and they did not prevail. And there was no longer a place found for them in heaven. Wat het hier gebeur? Die oorlog moet die vyand displace. Moet hulle plek toemaak waar hulle beheer het en hulle uit daai plek uitvat dat hulle beheer verloor. Dit wil sê, die beheer wat die vyand oor my en jou lewe het, moet weggevat word. En die manier wat ons hierdie gevegte veg is deur die woord van God, en ek en jy moet verstaan hoe dit werk. Want hierdie is 'n oorlog wat ons voer, met wapens wat ons voer, wat nie fisies is nie. En as ons kyk na Efesiërs 6, dan kyk ons na die principalities en die powers in die hemelse plekke. En ons lees in Efesiërs 1 vers 10, dat dit die Vader se wil is, om alles in Jesus Christus, die dinge in die hemel en op aarde onder Jesus te plaas. So, God se plan vir ons is dat ons in Christus hierdie principalities en powers sal wys en sal bid en sal verklaar wat is ons plek en wat is Christus in ons, sodat hulle plek en hulle beheer oor ons kan verloor, en dat Jesus wat die Heer en die Meester is, die alleen autoriteit oor ons lewe het. En dit is so belangrik dat ons dit sal verstaan en sal doen, want waar die kerk dit nie doen nie, is die kerk passief en is die heerskappy van Jesus nie te sien nie. Nou kom ek en jy gaan net na ons eie lewens toe en ons kyk na 'n skrif wat vir my so belangrik hier is. Paulus kom, ons moet weet, die woord het nou vir ons gesê, dat dit waarmee ek en jy saamstem, gee 'n reg in die gees vir ons, wat in ons lewe kan gebeur. En ons moet die woord van God kry, en ons moet die agreements van die vyand kanselleer, en ons moet met die woord saamstem, en dan skuif dit die vyand uit sy plek uit, en Jesus kan as hoof in ons lewe, die heerskappy in ons uitvoer en ons gedagtes rig, want alles gaan oor wat in ons kop aangaan, wat ons toelaat, waarmee ons saamstem en waarmee ons nie saamstem nie. Dit is hoekom die geloof gaan nie net oor wat jy sien nie, maar oor dit wat jy besluit, wat jy selfs nie eers sien nie. Nou in 2 Korintiërs 10 is daar 'n baie belangrike skrif. En ek wil hê ons moet dit lees weer. Paulus kom en hy sê in 2 Korintiërs 10, I entreat you when I do come to you that I may not be driven to such boldness as I intend to show towards those few who suspect us of acting according to the flesh.
on the low level of worldly motives and as if invested only in human powers. Paulus kom hier en hy sê, ons moet versigtig wees. Daar's mense wat net volgens die vlees optree. En dan is dit wêreldse motiewe, vleeslike motiewe. En dit is letterlik gefokus en gevestig in die vlees, in die mense eie vermoëns, in die mense eie besluite, in die mense eie opinies. En dan kom Paulus en hy sê, For though we walk and live in the flesh, we are not carrying out our warfare according to the flesh and using mere human weapons. For the weapons of our warfare is not physical, weapons of flesh and blood, but they are mighty before God to overthrow the destruction of strongholds. Nou, wat is 'n stronghold? 'n Stronghold is letterlik 'n vesting, soos 'n kasteel. 'n Blyplek wat jy oprig in jou gedagtes. As jy 'n gedagtepatroon van die vyand toelaat in jou kop, dan gee jy vir hom 'n mag en 'n heerskappy oor jou lewe. En hy kan jou lewe beïnvloed om sy wil uit te voer, sy woord, sy planne vir jou uit te voer en nie God se woord nie. For the weapons of our warfare is not physical, weapons of flesh and blood, but they are mighty before God to overthrow the destruction and the strongholds, inasmuch as we refute arguments and theories and reasoning, and every proud and lofty thing that sets itself up against the true knowledge of God, and we lead every thought and purpose away captive into obedience to Christ, the anointed one. Hier wil ek gaan na die Hebreëse betekenis van hierdie woorde wat en ek lees daar uit die King James uit. Hy praat hier van hierdie gedagtes, hierdie strongholds wat die vyand oprig teen die woord van God. Nou die woord wat kom vir daai imaginations is logos. Dit is die woord wat sê, dit is wanneer ek en jy 'n woord van die vyand vat wat teen die woord van God is, dan is dit letterlik 'n communication wat ons opmaak, 'n doctrine of the enemy wat ons toelaat. Die mond van die vyand, sy prediking wat ons toelaat, sy reasoning, waar hy alles bevraagteken, sy speech, sy woord, goed wat nie net uitgespreek word nie, maar wat in werk is in ons lewe. En dan kom een van die sleutelwoorde en sê, the high thing, wat beteken, dit is 'n elevated place, dis 'n stronghold, dis 'n barrier wat dit in jou inbring, wat jou skei van die woord van God. Dis 'n hoë ding wat krag en autoriteit het. Dit is 'n elevated, exalted vesting wat jy die vyand gee om op te rig. Nou, die vyand kan net iets beheer wat van hom afkom. En hy werk ook met die woord. Hy is die naaper van God. En soos wat die woord van God die krag het in my en jou lewe, om God se woord as 'n vesting oor ons lewe op te rig, en toe te laat sy woord, die waarheid van sy woord, al hierdie vestinge van die vyand afbreek. Ek en jy het 'n keuse, gaan ons toelaat dat die vyand met sy negativiteit, met sy irritasies, met sy judgment, met sy offense, met al die goed wat hy in ons lewe gebruik om ons negatief te beïnvloed, wat ons geloof lam lê, maar die oomblik as ek en jy begin saamstem met die goed, dan gee ons vir hom 'n vesting in ons brein, en dan is daar oorlog in ons koppe en oor ons aan die gang. Wie is die sterkste wat my voetstappe gaan rig? God en sy woord, wat my lei na repentance en geloof in God, sodat Jesus deur my kan werk met sy woord en sy gawes, of die vyand wat my programmeer, met my praat vir my lieg en my eie vermoëns en my vlees, wat 'n vloek op is, sê die woord van God in Jesaja.
As ons staat maak op die vlees, dan is daar 'n vloek op ons. So is ons op 'n plek waar ons saamstem met al hierdie negatiewe goed, wat die media, wat mense, wat die vyand vir ons voer, al hierdie negatiewe situasies, waar ons strikke voorgestel word om negatief oor mense te praat, om offense te neem, om al hierdie verhoudingssteurnisse wat in ons pad gegooi word. Gaan ons daarvoor ja sê, of gaan ons die woord van God inbring, dat sy woord 'n plek is waar ek en jy kan staan, sodat die waarheid van sy woord, die leuns van die vyand oor my kan afbreek, en dan is dit soos wat die boek in Openbaring sê, die vyand en sy magte word uitgedryf, en God se woord is die enigste vesting wat oor my lewe is, en dan kan ek die pad stap wat Jesus voorgesterf het, die waarheid, die lewe en die waarheid wat hy vir my oopgemaak het. Dit is die weg vir my lewe. Die weg is deur die waarheid wat vir my lewe gee, maar die negatiewe is die vyand met sy leuns en sy vestings wat my lei na my eie vlees toe, dat ek beheer het oor my eie lewe. Ek dink so, maar dis eintlik hy wat deur my beheer het oor my eie lewe, my eie verkeerde keuses maak, my eie verkeerde optrede bepaal, en hy lag al die pad vir my. En ek dink, ek is die een wat sterk opinies het, die regte goed doen, wat regheid is met mense op 'n verkeerde manier, wat ek is so in beheer van my lewe. Maar eintlik is daar 'n vesting oor my van iemand wat beheer neem, wat se profetiese visie vir my die hel is. Ek bid dat die Here sy woord vir ons so sal openbaar vanoggend, en dat ek en jy op hierdie plek sal bly van Romeine 12 vers 1, wat ons lewende offers is, dat ons hierdie vlees van ons, wat so skree en so gewillig is, om onsself te laat geld, net kan kom neerlê, en toe te laat dat Heilige Gees ons voetstappe rig in ons lei. Here Jesus, dankie, dat U die aanvoerder van die hemelse weermag is. Dankie dat U woord in U volbring is. Dankie dat U woord ons wapen is. Leer ons asseblief om in hierdie elke dag se irritasies die regte besluite te neem. En kom met U woord en word die vesting, nie net die fondasie van ons lewe nie. Ons wil hê dat U heerskappy, U glorie in werking sal stel in ons lewe, word verheerlik. Amen.